Goed, kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons die waarheid kan leer ken en dat hierdie waarhede ons vry gaan maak, meer en meer, sodat U lig deur ons kan skyn, sodat mense kan kom eet. U sê, ons is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie. Mense kom en hulle eet. Ons vra, Vader, dat ons U waarhede al hoe meer sal ontdek in Jesus naam. Dankie. Amen. Goed, so Johannes 8, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Watter waarhede? Die waarhede van dit wat Jesus bereik het met sy kruisiging, begrafnis en opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees. Ek wil daai bysit. Sy kruisiging, begrafnis en opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees. Dat ek en jy kan nou dieselfde Gees ontvang wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Jy sien, ek wil daai hele pakket moet jy in gedagte hou. Jy's nie alleen nie, jy's nie 'n weeskind nie. Ek dink die grootste ding wat Jesus deur sy kruis, begrafnis en opstanding bereik het, kan ek en jy begin smaak deur die Heilige Gees, wat in ons werk, wat oor ons wil kom, dis die doping met die Heilige Gees, en wat ons gedurig deur wil vervul, sodat ons hierdie rykdom van sy genade kan leer ken. Ek gebruik ons baie keer daai skrif in 2 Petrus 1, mag genade en vrede vir jou vermeerder word. Nou as genade en vrede vir jou vermeerder word, dan ervaar jy meer die vrymaking. Dat jy absoluut vry is. Dat Galasiërs 5 vers 1, wat hy sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Jy is die vrygemaakte een. Jy ontdek waarvan jy vrygemaak is. Of jy ontdek waarin jy geplaas is. Laas keer het ek vir jou gestop by Kolossense, waar hy sê, ek is uitgehaal uit die koninkryk van die duisternis, geplaas in die koninkryk van die seun van sy geliefde. Kolossense 1, en die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. So, hy het ons bekwaam gemaak, om deel te hê aan hierdie erfdeel. Ons bekwaamheid is uit God. As jy hierdie erfdeel begin sien, al hoe meer sien, maar ek het dit as 'n erfdeel ontvang. Jesus sê die werke wat ek doen, sal julle doen, selfs groter werke as dit. Ek het dit as 'n erfdeel ontvang. Hy sê vir hom wat glo, sal jy die tekens volg. Op siekes sal jy die hande lê en hulle sal gesond word. Met nuwe tale sal jy praat. Het jy al gedink, dis een van die dinge wat Jesus voorbetaal het, dat jy self 'n taal kan ontvang, soos Handelinge 2, Handelinge 10, Handelinge 19, waar Paulus vir die 12 mense bid, en hulle spreek in tale en profeteer. Jy sien, hoe meer jy hierdie erfdeel van jou leer ken, hoe meer kan jy daarin wandel. Jy kan nie in iets wandel wat jy nie ken nie. Jy kan nie. As ek het nou hierdie karretjie, hy kan die karavaantjie trek. Maar sonder hom sou ek nie die karavaan kon trek nie. Ek ontdek, ek het kennis opgedoen en nou kan ek dit gebruik. Ek het dan gesien, as jy die regte tool het, wat is die Afrikaans? Jy regte gereedskapstuk het. As jy daai regte gereedskapstuk het, is die werk wat vir jou so moeilik was, nou maklik. Want hy pas, hy is daarvoor gemaak. En jy is gemaak.
herskep in God, in Christus Jesus. Jy is, wat Efesiërs, kom ek lees dit net hier vir jou 2. Hy sê, want jy is sy maaksel, vers 10, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke. So jy is geskape in Christus tot goeie werke. Jy sal verbaas wees wat 'n goeie werke nog deur jou geopenbaar gaan word. Deur jou. Want dit is, jy sy maaksel, geskape vir 'n spesifieke taak. En baie keer gaan kyk ou ver vir daai taak. En al die tyd is dit nie op jou deurstoep. Dit is wat jy die maklikste doen. Dis soos ek laas keer met gedeel het, jou passie. Ek hou verskriklik daarvan van wat ek nou doen. Ek sit nie en ek doen dit. Ek hou daarvan om met jou te praat. Ek hou daarvan, soos wat die sinne so uitgaan, want jy dink mos en dan praat jy dit, dan dink jy, dan praat jy dit. Die ouens sal sê, partykeer dink jy nie eers, jy sê sommer ding. Maar dit is vir my heerlik om dit met jou te deel. Nou, jy is God se maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Nou, jy was nie in Christus Jesus nie. Maar nou is jy. En dis die woord wat ek vir jou wil bring. Jy is nou in Christus Jesus. As jy Korintiërs vat, 1 Korintiërs, kom ons kyk hierso. 1 Korintiërs 1 en hier vers 30. Hoor net nie. Deur hom is julle in Christus Jesus. Deur wie? Deur God. Hy sê hierso in vers 28, en wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir jou geword het, wysheid uit God. Jy's in Christus Jesus, God het jou ingeplaas. En in Christus Jesus is jy uitverkies. Jy's in Christus Jesus, is jy nou die nuwe maaksel. 2 Korintiërs 5 sê, hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Kyk, die ou ding het verbygegaan, dit het alles nuut geword. Jy sien? Nou kyk jy in hierdie vryheid in. Jy kyk diep in die volmaakte wet van vryheid, kyk jy in. Dis hierdie nuwe verbond, hierdie nuwe ooreenkoms. By party mense se Bybels is dit die gedeelte wat die minste gelees word. Wat die meeste gelees word, is miskien Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En Jesus sê, as die Gees gekom het, sal hy van die waarheid getuig. Hy sal jou vertel. Hy sal jou toekomstige dinge vertel. En nou kom jy en jy lees Handelinge en jy sien, maar ja, hierdie disippels, hierdie ouens, die Heilige Gees het op hulle gekom. Die Heilige Gees het hulle vervul. Die Heilige Gees het met hulle gepraat en vir hulle gesê, sonder nou hierdie persoon af en daai een. Die Heilige Gees het gepraat. Nou sien jy in Korintiërs gemeente, jy sien, as daar in tale gepraat word, laat dit 2 wees en hoogstens 3 en by beurte en laat 1 dit uitlê. En hoekom word hierdie boeke so min gelees baie keer, omdat dit daarvan niks in ons gemeentes gebeur nie. As jy 1 Korintiërs 14 van vers 26 vat, hoeveel van daai goeters manifesteer in jou gemeente? En ek wil nie jy moet jou gemeente nou kritiseer nie, maar dit moet jou aanhits. 1 Korintiërs 14 sê, as julle saamkom, vers 26, dan het elkeen iets. Laat alles tot stigting geskied. Laat 2 of 3 profete spreek. Nou sê ouens, ja, nee, dis net vir daai tyd gewees. Dink jy nie ons het dit in hierdie tyd nodig nie? Vader, dankie dat jy ons leer in Jesus naam. Amen. Mooi loop, hè?